Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se Potgooi. Vandag saam met ons in die ateljee is Dominee Erik van Alten. Baie welkom. Dankie Cornel. Lekker om weer te gesels Ja, oor 'n soortgelyke onderwerp as wat ons laas keer oor gesels het. dis korrek. Vandag praat ons oor die Gereformeerde Kerk se onlangse sinodebesluit wat juis gegaan het oor die vrou in die amp. Soos baie in die media kom dit voor as VIDA, wat staan vir vrou in die amp. So, Dominee, as ons kan begin met hierdie hele episode is, wat sê hierdie sinodebesluit en wat beteken dit? Ek is bly ons begin daar want ek dink daar heers 'n klomp verwarring. En as 'n mens die media berigte lees, ons sal nog 'n bietjie later daaroor gesels, dan kom jy agter hier is baie verwarring. So die eerste wat ek hieroor wil sê is dat hierdie besluit nie gegaan het oor die vrou in die amp nie. OK? En wat ek daarmee bedoel is, baie mense leef onder die indruk dat die GKSA nou by die laaste sinode in Januarie 2026 die besluit geneem het dat vroue nie in die ampte van ouderling en predikant mag dien nie. Nou, dit is eenvoudig nie waar nie. Daardie besluit staan al vir jare. Net vinnige historiese agtergrond hier vanaf die einde van die 80er jare, die 1980s, is die GKS al besig met die gesprek oor wat is die rol, die funksie, die plek van die susters in die gemeente. En dit het in die vroeë 2000s momentum begin kry met 'n bepaalde dryf om vroue te bevestig in al die ampte. En toe in 2009 het die sinode die besluit geneem dat vroue, dat die susters nie in die ampte van ouderling en predikant kan dien nie. Ek dink dis trouens dieselfde sinode ook waar die diakenampt wel oopgestel is. Maar die sinode van 2009 was baie duidelik, susters kan nie in die ampte van ouderling en predikant dien nie. Nou daardie besluit is nog nooit gewysig nie. Dus hy staan al vir ten minste 15 jaar, indien nie langer nie. Daartoe beswaarskrifte ingekom en reaksies. Toe was daar 'n buitengewone sinode, ek dink in 2015, wat die besluit eintlik maar net herbevestig het. So 2026 het nie gesê vroue, susters mag nie in die ampte dien nie. Waaroor dit wel gegaan het, is na hierdie besluit van 2009, het verskeie gemeentes, en nou moet ons uit 'n totaal van rofweg 300 GKSA gemeentes, moet ons nie dink dit was 200 of 250 nie, dit was hier by die 12, 13, 14, 15 gemeentes. Klein persentasie van gemeentes het voortgegaan en teen die sinodebesluit en wel vroue as ouderlinge begin bevestig. En toe die vraag in die kerke opgekom, maar kan ons dit net los? Is hierdie saak 'n middelmatige saak, wat ons sê, goed, ons het nou wel 'n besluit geneem, maar ons kan mekaar maar hierin vrylaat? Of is hierdie saak so ernstig dat dit 'n saak van gehoorsaamheid aan Christus is, aan sy woord is? Dus wat moet ons doen met hierdie gemeentes, wat hulle nie hou aan die besluite wat geneem is nie? En toe in 2023 het die sinode 'n deputaatskap aangestel om te gaan ondersoek, hoe gemaak met kerke wat hulle nie hou aan hierdie afsprake nie, aan hierdie besluite nie. En hierdie deputaatskap kon nie 'n eenduidige verslag, eensluidende verslag uitbring nie. So toe was daar 2 rapporte. Die een het gesê, kom ons wees geduldig, kom ons praat nog verder, kom ons dink nog verder, kom ons leer nog verder. En die ander verslag het gesê, nee, die Here is baie duidelik in sy woord. Die besluit wat ons geneem het, is baie duidelik op grond van die woord. Daarom moet ons 'n besluit neem. En toe die meerderheid, toe die sinode vir hierdie laaste sinode nou tot stemming oorgaan, het die meerderheid, oorgrote meerderheid van sinodegangers het gesê, nee, ons kan nie toelaat dat kerke hulle nie hou aan hierdie besluite nie. So, wat is die besluit?
kerke wat wel vroue in die ampte van ouderling of predikant, daar is nie predikante nie, maar een van daai 2 ampte bevestig, moet hulle bekeer. Hulle kry 'n jaar tyd om die susters wat alreeds in die ampte bevestig is, los te maak en hulle aan die besluite te konformeer. As hulle dit nie wil doen nie, of as hulle dit nie doen nie, dan plaas hulle self buite die kerkverband. En dis 'n tweede wanpersepsie. Die eerste wanpersepsie is dat hierdie besluit oor die vrou in die ampt gegaan het, dit het nie. Die tweede wanpersepsie is kerke wat hulle nie hou aan die besluit nie, word uitgeskop. Ja. Nee, dis hoe die media dit ook voorstel. Hulle word uitgeskop. Hulle word nie uitgeskop nie, die besluit sê hulle plaas hulle self buite die kerkverband. En dis 'n baie logiese gevolg. Ja. As jy nie hou by besluite wat op grond van die skrif geneem is nie, dan is jy en ek nie meer een nie. Dan staan jy op 'n ander plek as waar ek staan. En daarom is die besluit dat kerke wat hulle nie hou aan daardie besluite nie, die klasses waarby hulle behoort, moet dan konstateer dat daardie kerk nie meer tot die kerkverband behoort nie. As die klasses dit nie wil doen nie, moet die streeksinode dit doen, en as die streeksinode dit nie doen nie, dan moet die volgende algemene sinode dit doen. Dus dit is in werklikheid die besluit, en ek dink hier lê 2 groot wanpersepsies. Die eerste is, die GKSA het nou vir eens en vir altyd besluit oor die vrou in die ampt. Nee, hulle het lankal besluit. En in die tweede plek, kerke wat hulle nie hou daaraan, die word uitgeskop. Nee, hulle word nie uitgeskop nie, hulle plaas hulle self buite die kerkverband. Nou ek dink hierdie wanpersepsies, want jy het so 'n bietjie die laaste maand die media gevolg. Ja, ek verstaan jy het R60 uitgehaal om 'n inskrywing op Netwerk 24 te bekom. Ja, net om 'n bietjie te sien wat daar aangaan. Ja, wat tel jy op? Wat is die sweer, die aard van die reaksies? Daar's verskillende reaksies, Dominee. Daar is briewe vir die besluit in die minderheid. Dis dominees wat dit ek weet nie, die woord is nie beskerm nie, maar tog wil verdedig, daar's 'n korrekte woord. Dan is daar te veel briewe wat teen dit is van en die probleem is die briewe is uit areas wat ek dink nie altyd van pas is nie. Ek dink daar's briewe van buite die kerkgemeenskap, dan is daar briewe van binne die kerkgemeenskap, en daar's briewe wat net gewoon, ek dink, random mense is. En die 3 briewe wat teen dit is, waarvan net een van pas eintlik is die van binne-in. Dink ek nie die media is die regte plek om so iets te bespreek nie. Ons sien dit nou met elke keer dan sien ons daar's 'n brief vir en dan is daar 'n brief teen en dan is daar 'n brief vir. So dis hierdie oorlog wat gebeur en die duiwel smile al die pad want daar's ontevredenheid tussen die kerke. Ons is nie eens nie. So dis natuurlik na die oop briewe en dan is daar natuurlik artikels wat deur media mense geskryf word oor daai oop briewe. Ja. Dan het ons nog nie eens by die kommentaar uitgekom nie. Waar die kommentaar is giftig. Die kommentaar op hierdie blaaie is hartseer om dit te lees. Dis weer eens is daar groepe, daar is die binne die kerk, buite die kerk en dan is daar mense wat nie 'n klou het waarvan hulle praat nie. En hierdie kan 'n mens net sien, die duiwel geniet hierdie aandag wat hy kry, want hy gee verdeeldheid tussen die kerk, verdeeldheid tussen die mense. 'n Kommentaar wat vir my nogals opgeval het, wat nogals hartseer is ek quote hom, is ek bly gelukkig weg van die kerk af. Ek bly vas aan my geloof en Bybel en dit is genoeg vir my. Waar is die gemeenskap van die heiliges in hierdie scenario? Soos ons het 'n opdrag gekry om uit te gaan en in daai gemeenskap uit te leef, mekaar ondersteun in goeie en in slegte tye. Want mense het die wanindruk dat die kerk is hierdie plek waartoe ek moet gaan en hulle stuur daai sakkie om vir die kollektes en dit gaan sit in die dominee se sak en dis heeltemal 'n wanimpressie. Wel dit moenie so wees nie. Dis so hartseer om te sien dat mense dink die kerk is hierdie verkeerde plek.
Mense bly weg van die kerk af. En dan sal weer ander kommentare was van 'n vrou wat gesê het, sy is in die gereformeerde kerk en sy dink hierdie besluit is 'n baie goeie besluit. En dan weer eens, daar's hierdie kommentare wat mense is wat net die kerk aanval, wat glad nie by enige gemeente betrokke is, of kerkverwantskap het. Wel, hulle gebruik hierdie as, dis nou 'n rede hoekom ek die kerk toe gaan. Kyk net hoe die kerk maak. Wat die was veronderstel nooit eens in die media te verskyn nie, maar dis half asof dit daai minderheid groep is wat gesien het, okay, hulle gaan nie wen deur die, ek wil sê die etiese pad te volg. Kom ons gaan praat dit met die sinode, dis waarvoor daar sinode besluite is, terugvoer, debutaatskappe, vergaderings. Ons gaan nie daai geveg kan wen nie, so kom ons gaan media toe. En dan smeer ons die kerk se naam sleg. Wat, dis kyk, dit moet vir ons 'n beginsel wees. Die media is nie die plek waarbinne ons, dis nie die ruimte waarbinne ons kerklike debatte voer nie. So, dis my baie teleurstellend om te sien hoe selfs gereformeerde predikante hulle mond uitspoel oor die sinode besluite. Deel van 'n kerkverband is dat ons afsprake het met mekaar. Ons het afsprake oor wat ons glo, maar ons het ook afsprake oor werkswyse. As ek nie met jou saamstem nie, wat is my werkswyse? En die werkswyse is, ek teken beswaar aan. Ek volg wat ons noem die kerklike weg. En ek dink jy's vir 'n deel reg. Ek dink sommige mense dink, maar ons gaan nie hierdie kerklike weg wen nie. Kom ons gebruik die media. En nie net die media nie, daar is selfs die dreiging van die wêreldlike hof. Want daar is vrae wat opgaan, gaan hierdie besluit voor die wêreldse reg kan standhou? Want is dit dan nie onderdrukking van vroue nie? Is dit nie diskriminasie nie? Maar dis dieselfde, 'n ander gedeel van die briewe was die brief van die NG asook die Hervormde Kerk. En daai brief is ook weer eens uit 'n perspektief van 'n ander kerkgemeenskap, en ek dink hulle het hulle ongelukkigheid daaroor dat die gereformeerde kerke die bande eintlik mag gestuit het met hulle. Maar daar kan ons ook 'n goeie voorbeeld sien, veral met die NG kerke toe hulle die besluit gemaak het oor die selfde geslag huwelik. Toe was dit later in die hof. En dit gee vir my ook die idee dat hierdie is, ek wil nie sê op pad soontoe nie, maar dit volg dieselfde patroon. Ek het nie reg gekom in my kerkgemeenskap nie, ek het nie reg gekom by die sinode nie, ons gaan hof toe of ons gaan media toe. Wat, dis nie 'n geveg, of veral as ons die woord van God wil nakom. Nou het ons die staat wat, ek weet nie of ek die staat as Christelik kan beskou nie, ek dink daar's Christene in die staat, wat 'n opinie wil lewer oor wat 'n kerk moet doen. En dan praat ons nou nog nie eens van die media wat hulle eiertjies lê oor alles, wat self nie 'n Christen is, of by 'n kerk bywoon of so nie, wat En kyk, die reg maak ruimte vir organisasies soos die kerk om volgens sy eie reëls bestuur te word. So die kerk het die volste reg om homself te bestuur volgens sy eie reëls. Maar jy's reg, en daar word baie, die media word geweldig misbruik. Ek het self op 'n artikel afgekom, ek dink is in die rapport, van 2 predikante in 'n gemeente wat wel vroulike ouderlinge het, en hulle het eenvoudig besluit, ons gaan ons nie stuur nie. Die een predikant sê hierso, dit beteken as ons oortuig was dat 'n vrou gawes het, wat ons sien die Here vir haar gegee het, dat sy 'n leier in hierdie gemeente mag wees om ons te help om die Here te dien, dan moet ons haar losmaak omdat iemand anders so sê. Die sin op sy eie bevat 'n legio met vreemde goed. In die eerste plek, dat die vrou gawes het, betwis niemand nie. Om die waarheid te sê, soms dink ek dat die susters hierdie werk beter sal kan doen as wat ons mans doen. Hulle het soveel beter aanvoeling soms vir pastorale situasies wat ons het. Maar die eenvoudige werklikheid is dat die Here in sy woord sê, manne, dis julle taak, gaan doen dit.
So die vrou sy plek in die kerk en die man. Presies. Albei het hulle opdrag van God gekry en daar's die media wat ook nogals baie gaan oor dat dit onderdrukking is van die vroue, is een van die ding. Die tweede enetjie is ja, ons dien nou die God van die Ou Testament en hulle sê, nee, wat Jesus het vir ons sondigs gesterf, so alles is koek en ys, so ons volg nou net die wette wat Jesus gegee het, maar dis in die Nuwe Testament waar kom ons sê die orde van hoe ons 'n kerk gestig het, gemaak is eers. En daar wat Paulus self sê. Presies. Dis nie enkele tekste uit die Ou Testament nie. Ons vind hier 'n goue draad wat reg deur die skrif loop, né? Vanaf die unieke plek wat God vir man en vrou in Genesis 2 en 3 gee, reg deur die heilsgeskiedenis, net tot by die klassieke tekste 1 Korintiërs 1 Timoteus. Sien ons dieselfde goue draad. En dan praat jy van 'n tydsperiode van ten minste 2-3 duisend jaar. Né? So dis nie asof dit een kultuur is wat net besluit dat vroue mag nie regeerposisies. Dit loop deur die hele geskiedenis heen. Dis nie skielik nou, né, soos die man sê, die predikant sê, ons het gawes ontdek en daarom nie, wat vra Christus van ons? Né? En daar's niks wat keer dat die gawes op ander maniere gebruik mag word nie. Presies, ja. Wees kreatief daarin. Daar's baie plekke in die kerk waar ons sowel manne as vroue kan gebruik. Iets anders wat my opgeval het in hierdie skrywe, hier sê die een predikant, ons sê nie mense moet vroue in die bediening hê nie. Ons sê net ons verwerp die gevolgtrekking dat as ons met die sinode hieroor verskil, ons besig is om te sondig voor Christus. Want ons sien dit andersom. Ons sien dit as gehoorsaamheid aan Christus om by ons oortuiging te bly. Nou, dit is my 'n fascinerende stelling. Hulle beskou dit as gehoorsaamheid om vrou in die ampt te bevestig. As jy dit as gehoorsaamheid sien, dan kan jy nie sê, maar jy's vry om te doen wat jy wil nie. Dan moet jy vir my kom sê, maar as dit gehoorsaamheid is om vroue in die ampte te bevestig, dan moet jy dit ook doen, want anders is jy ongehoorsaam. So dis 'n baie vreemde wêreldse gedagte van toleransie. Ek het my gehoorsaamheid, jy het jou gehoorsaamheid. Die sinode het nie dit gevolg nie. Die sinode het gesê dis gehoorsaamheid aan Christus om nie vrou in die ampt te bevestig nie. Julle wat dit wel doen, bekeer julle. Ja. Dis die regte pad hoe jy omgaan met gehoorsaamheid aan Christus. So hier is 'n klomp stof wat opgewaai word in die media. Maar ons moet nie verbaas wees daaroor nie, Cornel. Gehoorsaamheid aan Christus gaan dit teweegbring. Ons moenie verbaas wees dat die wêreld ons hieroor spot nie. Dat die wêreld vir ons belaglik maak. Dat die wêreld ons hieroor vervolg nie. Christus het gesê dit gaan gebeur. So dis 'n baie konkrete voorbeeld van hoe 'n kerk nou vervolg word oor haar gehoorsaamheid aan Christus. Ek dink daai vervolging is 'n opname wat ek ook nou in die nabye toekoms wil doen, is oor die geloofs wat die staat nou wil inbring om geloof te beheer, dat jy kan net dominee wees sonder om te registreer by die staat en so, waar dit weer staatsbeheer word, en dan kyk mense net weer uit die kerkgeskiedenis uit, dit werk nie, want God is bo, nie die staat nie. Presies. Ja, ek het hierdie week nog gelees oor Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, Nederlandse teoloog en staatsman. Hy het gepraat van soewereiniteit in eie kring. Beteken, God het die samelewing verdeel in verskillende sfere. Daar's die gesin, daar's die skool, daar's die owerheid, daar's die kerk, daar's die ekonomie, né? En elke sfeer word volgens sy eie reëls regeer. Ja. En die staat kan nie op die terrein van die gesin inmeng nie, en die gesin kan nie op die terrein van die skool inmeng nie, en so die kerk is ook 'n sfeer wat onder Christus volgens sy eie reëls bestuur word, né? En daai reëls kom vanuit die woord uit.
So en nie volgens ons tradisie of volgens ons gedeelde verlede nie, want jy het nou net die NG Kerk en die Hervormde Kerk genoem. Hulle is natuurlik baie ongelukkig oor die Ja. besluit. En hulle wil nou met die GKSA kom praat hieroor. Wat goed kan wees. Mens kan altyd praat, né? Kan altyd praat, maar in hulle belewing het die GKSA nou die bande gebreek, wel wat hulle formeel eintlik ook gedoen het. Jy sal onthou uit 'n vorige program is dat een van ons struikelblokke vir eenheid met die GKSA is hulle verhouding met die NG Kerk. Ja. Ons vraag aan hulle die hele tyd is, maar hoe kan julle so nou een wees met 'n kerk wat 'n vreemde skrif verstaan het, wat dit uitleef in die vrou en die amp, selfde geslagverhoudings, allerhande kindernagmaal, allerhande vreemde goeders, onbybelse dinge. Hoe kan julle daardie eenheid handhaaf? En hulle het nou by die synode besluit om die verhouding met die NG Kerk, die memorandum van eenheid, soos hulle dit noem, op te skort. So ons dis hartseer, maar ons is dankbaar daaroor. Maar die NG Kerk en die Hervormde Kerk is natuurlik nie gelukkig daarmee nie. So hulle wil gesels. En ek dink dit kan vir die GKSA die geleentheid gee om inderdaad Eintlik te verkondig. om te verkondig, heeltemal reg te getuig. Ja. So en om hierby aan te sluit, ek dink ons het in 'n vorige program al hieroor gesels dat ons verhouding met die vrygemaakte kerke in Nederland het natuurlik in 2023 tot 'n einde gekom. Juis ook vanweë hulle besluit oor die vrou in die ampte. En wat nou interessant was is dat die GKSA nou ook hulle eenheid met die voormalige vrygemaakte kerke verbreek het. So weer eens hartseer. Ja. Aan die ander kant is ons dankbaar vir 'n goeie besluit. Ja. Ja. Want hoe beïnvloed hierdie besluit natuurlik nou ons as vrygereformeerde kerk teenoor die gereformeerde kerke hier in 'n, kom ons praat van 'n nasionale vlak as Suid-Afrika? Ja. Wel, kyk, ons is vir die laaste, en ons het in 'n vorige program al hieroor gepraat, vir die laaste 75 jaar is ons in samesprekings. En ek dink daardie samesprekings het in die laaste dekades 'n geweldige momentum begin kry. Ons groei al hoe nader aan mekaar, sowel op 'n nasionale vlak, maar veral ook op 'n plaaslike vlak. Ja. En ons het, ek dink dit was in 2011, is daar vir ons van hulle kant af gevra, maar wat keer nog dat ons een word? Ja. En toe het ons gesê 3 dinge, julle verhouding met die NG Kerk, die vrou in die diakenamp en die kloete beruiming van die psalms. Okay. Daar lê 3 struikelblokke. Nou, hulle het dus nou een van hierdie struikelblokke uit die weg geruim, deur die memorandum in die NG Kerk op te skort. Verder, hierdie hele besluit rondom die vrou in die amp en wat gedoen moet word met kerke wat hulle nie aan daardie besluit hou nie, is natuurlik iets om die Here diep dankbaar voor te wees. Natuurlik gaan ons in die volgende paar jaar kyk, hoe werk hierdie besluit homself nou uit. Ons gaan bid vir hulle, ons gaan vra dat die Here wysheid sal gee, ons gaan vra dat die Here harte sal verander, maar ons moet diep dankbaar wees hiervoor. Ja. Ons kan nie op die kantlyn staan en sinies net wonder van, wat gaan nou hier gebeur nie. Ons moet betrokke wees by ons broeders en susters daar. Hulle het die moed van hulle oortuiging gehad om 'n goeie besluit te neem. Kom ons staan dan ook saam met hulle. Kan hierdie ook lei in die toekoms na 'n eenheid van wat 'n memorandum van eenheid tussen ons en die gereformeerde kerke? Wel, ons het daardie memorandum al, hy bestaan al. Ons synode het hom in 2024 goedgekeur en hulle het hom nou met hierdie synode goedgekeur. Het hulle hom goedgekeur. So ons het 'n memorandum waarin ons sê ons erken mekaar as kerke van Jesus Christus, maar om tot volle kerklike eenheid te kom, is daar nog hierdie 3 struikelblokke waaroor ons moet gesels. Ja. Nou, die struikelblok rondom die NG Kerk is dus nou, ons gaan met hulle daaroor praat, maar dit lyk asof dit uit die weg geruim is. Ja.
dis die ander 2 struikelblokke gaan ons nog oor praat, maar ons is baie dankbaar hiervoor en ons hoop dat dit ons al hoe nader aan mekaar bring. Ja, ek dink dis tog weer eens, ek dink ek het laas ook genoem, is ons soek eintlik eenheid in Christus. En daar's nie van die of die kerk wat reg of verkeerd is nie, maar Ja. om eintlik eenheid in mekaar te mag vind. Kyk, eenheid is altyd eenheid in die waarheid van Jesus Christus. Ja. Né? Ons is nie een omdat ons sulke goeie buddies is nie. Om die waarheid te sê, en die katkesante lag altyd vir my as ek dit sê, maar daar's genoeg mense in ons gemeente met wie ek nie buddies is nie, né? As ek dit so kan stel. Ja, Maar ek is een met hulle, omdat ons in dieselfde God glo en dieselfde Christus as verlosser het. ja. So dis wat ons saambind. En ja, Cornel, die vraag kom die vraag kom dikwels op, so wat nou, gaan ons nou opgaan in die GKSA? Ja, ek weet dit was op ons vergadering laas jaar bespreek. Ja, ek kan nie baie wakker lê wie en wie opgaan nie. Moet ek vir jou eerlik By sê. ouend is dit net, gee ons dit 'n nuwe naam of ons volg hulle of wat ook al Ja. is. Ons soek Ja, een gemeente, ek wil gemeentes eintlik, maar dit word een groot gemeente een in Christus. kerkverband, ja. Kyk, die logiese sal wees dat die VGK as baie kleiner Ja. kerkverband opgaan in die GKSA. Natuurlijk. Ek dink nie, Ja, as ons mens kan kyk aan na daardie die werklikheid die opkom hoeveel nie. honderde gemeentes teenoor die klein handjie wat ons het. Ja. Ja, eentjie van hulle wat die vrou toegelaat het is groter as ons kerkverband. So Presies. Ja. So ek dink dis die realiteit, maar ek dink as daar werklike eenheid is, dan moet dit ons ook nie pla nie. ja, Dan moet dit nie pla dat ons die V in ons naam gaan verloor nie. Ja. Die vraag is ons een in Christus? glo ons dieselfde. Glo ons dieselfde, wil ons dieselfde Here opreg dien? Dan dink ek dan is die pad oop vir ons. So ons moet regtig met dankbaarheid kennis neem van hierdie besluit. Ek dink dis die een groot besluit. Die ander groot besluit wat by die synode geneem het, is die verbreeking van bande met byvoorbeeld die NG Kerk en die voormalige vrygemaakte kerke in Nederland. As ek nog dit gou nog by mag vra voor dit meneer aangaan is, ook wat is presies met die bande? Natuurlik, dis nou die bande binne in ons land, maar met bande buite ons land. Ja. So met kerke in die buiteland, die GKSA maak hulle het 'n baie werkbare model, en dit is hulle onderskei tussen 3 vlakke van eenheid. Ja, Die laagste vlak is ekumeniese kontakte. Nee, ons het kontak met mekaar. jou se nommer in jou WhatsApp en Ja, en ons kan op bepaalde punte dalk saamwerk. Die volgende is ekumeniese bande. Dis nou as jou pad is na die hoogste, dis ekumeniese eenheid. So daar's 3 Ja. vlakke. En in die buiteland het hulle met ten minste 2 kerke die ekumeniese eenheid, die hoogste vlak verbreek. Met die voormalige vrygemaakte kerke, wat nou die Nederlandse gereformeerde kerke is, en met die gereformeerde kerk in Japan. Nou dit klink vir ons vreemd, ver weg, Japan, maar hoekom het hulle dit gedoen? Omdat daardie kerke besluit het om vroue, ouderlinge en predikante te bevestig. So ons moet baie deeglik kennis neem van daardie besluite. En dan het hulle in die binneland het hulle natuurlik die verhouding met die NG Kerke opgeskort. okay. Ja. So dit was die tweede groot kluster sê maar van besluite, en die derde groot besluit was rondom teologiese opleiding. Ja, Dis nou nie direk verwant aan hierdie gesprek nie, maar ek dink tog is goed dat ons luisteraars kennis neem van daardie besluit rondom teologiese opleiding, want ook daarin blyk iets van die gereformeerde kerke se verlange om getrou aan die woord van die Here te wees. Ja. So hulle het besluit om in 2023 is die gereformeerde teologiese akademie opgerig, want hulle verhouding met die NWU sou tot 'n einde kom nou aan die einde van hierdie jaar tot 'n einde. ja, So hulle met die GTA opgerig, die gereformeerde teologiese akademie, wat nie verbonde is aan 'n tersiêre staatsinstelling nie. Dit beteken die staat kan nie invloed uitoefen nie.
en hulle het nou hierdie besluit herbevestig. Die GTA, dis waardeur ons teologiese opleiding wil doen. Ons kan dit nog nie volledig doen nie, want hulle het nog nie geakkrediteerde grade nie, so studente kan ook inskryf by Mukanyu Theological College. So op die stadium het studente in die GKSA wat teologie wil studeer, het 2 opsies, of deur die GTA of deur Mukanyu. Maar ek dink die beginselbesluit was baie belangrik geweest. Ons gaan voort met die GTA. En hierdie GTA kan dit ook daarna toe lei dat ons eie gemeente se dominees daarin opgelei kan word. Kyk, natuurlik, as ons opgeneem word, dan is dit vanselfsprekend. Ja. Maar kom ons sê, dit is 'n proses wat dalk 'n paar jaar mag duur. En ons kry akkreditasie vir die instansie. Kan dit so wees dat ons VGK, ons dominees ook so toe kan stuur? Ja, beslis. En ek weet ons deputate vir teologiese opleiding, kyk, tans word ons studente dus Kanada toe gestuur. Nou daar's baie mooi voordele aan, daar's ook bepaalde nadele daaraan. Natuurlik kostes is een van die groot nadele. Kostes, maar ook die feit dat jy iemand vir ten minste 4 jaar uit sy land uithaal. Ja. Die feit dat hy teologie beoefen en aanleer in 'n totaal vreemde konteks vir hom. Ja. So dit is moedertaal. Maar vir my veral daardie punt, né? Ek het al by Mukanyu klas gegee en dan praat jy oor vraagstukke wat eie is aan ons land. Nou, daardie vraagstukke moet vanuit die skrif uit beantwoord word en daarvoor moet ons antwoorde hê. Nou, iemand wat in Kanada of in Nederland of in Amerika bly, ken nie die vraagstukke van ons land nie. So ek weet dat ons deputate vir teologiese opleiding is in gesprek met die GTA en met die, kom ons sê, kuratore van die GKSA. So ook daar is daar groei. Die tyd wat dit nog gaan neem om akkreditasie te ontvang, of is dit nou maar? Nee, dit kan lank vat, hoor, om 'n graad te akkrediteer vat ten minste 3 jaar. Sure, okay. So hulle gaan nou hard aan die werk spring. Ek weet hulle is nou hard aan die werk om die grade voor te berei en in te dien. So ek dink ons gaan nie voor 2029 uitslag kry daarvan nie. Okay. Ja. Nog iets wat dominee sal wil noem aan ons luisteraars, veral as ons weer kan terugkom by die synode besluit. Ja. Ek sal en Vida. Ja. Weer eens wat ek in die begin gesê het. Vida is nie 'n nuwe besluit nie. Dis 'n dekade oue besluit. So my pleidooi aan die luisteraars en die kykers sal wees, maak seker dat jy die feite agter mekaar het. En as jy wil weet wat die feite is, kontak vir my, kontak vir Dominee Gerard Meyer of iemand wat daar was. Moenie jou verlaat op die media nie. Ja. Die media misbruik hierdie hele situasie om 'n storm in 'n teekoppie te laat ontstaan. Misbruik hierdie om skeuring en skeiding tussen broers te bring en susters te bring. Dus my pleidooi is, moenie die volg die media, maar moet jou nie vir die feite op hulle verlaat nie. Gaan vind uit by die mense wat daar was. Bly bewus, maar kry die regte feite. Presies, word op die regte manier ingelig. En ek dink 'n belangrike ding wat ons ook kan na kyk is mense wat op die media kommentaar lewer, dat so 'n persoon ook mag gaan selfstudie doen, mag bid oor sy kommentaar, dat dit opbouend kan wees. Ja. Al is jy teen dit, dat jy opbouend mag wees en nie kerk afbreek nie. Daar's plek vir meningsverskil, maar op die ou end is die doel om almal by die woord van God uit te bring. Ja. So as jy dalk teen hierdie besluit is, gaan voordat 'n mens aanval op die kerk, gaan lees dalk, gaan kry agtergrond oor die besluit, verstaan hoekom dit so gemaak is. En as jy nie van 'n kerk lid is nie, word lid. Ek dink dis belangrik om daai eenheid in broeders en susters naby jou te mag hê. Presies. En dra dit op in gebed. Ja, en
die gesprek oor belangrike sake in die kerk voer ons met mekaar, met die woord van die Here in ons hand. Ja. En ek is bekommerd dat as ons aan die media sirkus gaan deelneem, dan gaan ons parels vir die varke gooi. En my pleidooi is moenie daaraan deelneem nie. Ja, ek dink een kommentaar wat ek ook vanoggend raak gelees het gesê, ja, al die vergaderings gebeur agter toe deure, hoekom kan dit nie in die media oop nie? En ek dink dit misverstaan, soos dit is bekend aan almal in die kerk en so almal wat daarmee te doen is. Maar hier waar dit uitgekom het in die media, het nie uitgekom om mense bekend te stel nie, maar eintlik om 'n geveg te begin. Ja, Wat nie in die synodes kon ja. plaasvind nie. Ja. Of wat hulle geweet het, hulle kan nie wen deur die synode besluit. Om sensasie te skep. So hier's 'n klomp verskillende mense met verskillende motiewe. Kom ons voer die gesprek in huis. Ja. En dit sê nie dat ons dit hou agter geslote deure, Nee. dit sê dat ons dit, ek wil amper sê man to man, 'n gesprek voer, Ja. uitvind wat se feite, navorsing daaroor doen en met mekaar debatteer. Presies. Baie dankie Dominee. Groot plesier, Cornel. Hierdie is 'n baie vanpaste onderwerp. Die duiwel veg al hoe harder in ons land en dis een van die maniere daai van die ons land se regering wat wil begin inmeng oor kerke. Al hierdie is maniere hoe die duiwel al die pad smaal, want ons dink ons word nie vervolg nie, maar tog sit hy en hy kry skeiding tussen ons as mense. Aan ons luisteraars, hierdie episode tot 'n einde gekom. Ons is dankbaar dat julle luister. Asseblief deel hierdie gesprek ook met ander mense. En dan sien ons julle 'n volgende keer. Totsiens. Baie dankie.